Goeiedag. Ons lees in Johannes 8 van die skrifgeleerdes en die fariseërs, wat 'n vrou wat in egbreek betrap was, na Jesus gebring het. Hulle het vir Jesus gesê dat hulle volgens die wet wat Moses hulle gegee het, sulke vroue moes stenig, en hulle vra, wat sê u? Jesus het geweet dat hulle hom versoek het, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Dan lees ons verder in Johannes 8 vers 7 tot 11, maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle, wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly. En die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldiges van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Sy is vergewe, want geen mens kon haar oordeel nie, want hulle was almal sondige mense. Maar die kern van hierdie gedeelte is, dat Jesus sê, gaan heen en sondig nie meer nie. Jy sien, almal van ons sondig, en as hy sê sondig nie meer nie, maklik is dit nie, en jy gaan struikel, want niemand van ons is volmaak nie. Ek weet, want ek struikel ook nog. Maar die verskil is, dat ons wat volwassenes is in ons geloof, en volwasse is in die gees, die donkerheid van ons eie harte ken, en daarom weet ons om dadelik vergifnis te gaan vra, as ons gestruikel het. As ons dan vergifnis vir ons oortredinge het, dan probeer ons om dit nie weer te doen nie. Selfs al lyk dit vir ons na 'n onmoontlike taak. Die Bybel gee vir ons duidelike riglyne hoe ons moet optree en hoe ons lewens moet inrig. Die doel van hierdie riglyne is nie om jou te bind nie, maar om jou te weerhou van die vernietigende impak wat sonde het op jou lewe. Hoekom tigtig jy jou kinders? Want ons is lief vir hulle en wil hulle weerhou om dieselfde foute te maak as wat ons as kinders gemaak het. En daarom gee ons vir ons kinders riglyne waarvolgens ons wil hê hulle moet lewe. Net soos ons kinders hierdie riglyne nie altyd verstaan nie, verstaan ons ook nie altyd God se wil nie. Maar as ons later terugkyk, dan besef ons waarom daardie riglyn daar was. Hou dus op om soos 'n stout kind te wil optree. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wees met ons asseblief in hierdie dag. Gee dat ons sal bewus raak van ons sondes en daarteen veg, en gee ons die nodige krag om die Satan te oorwin. Here, seën elkeen wat vanoggend hier luister. Ons bring ons siekes voor U, lê U hand van genesing op hulle, in Jesus naam. Amen.